Hartlike goeiemôre van my kant af, 'n voorreg om so saam met u te wees en mag die Here vir ons ook ryklik saam seën. Nou die Kaapse pelsrob is die enigste inheemse robbe dan ook van Suid-Afrika. En hulle het 'n redelike dik pels wat hulle juis warm hou in koue tye. Sterk flippers waarmee hulle dan ook swem en duik, wat effektief is ook vir wanneer hulle jag. Die bulle kan tot 300 kg word, 2,3 meter lank, terwyl die vroulike diere 120 kg en 1,8 meter dan ook kan word. Hulle kan tot 400 meter diep duik. Die bulle kan 10 minute onder die water bly, terwyl die vroulike diere so 7 minute onder die water kan bly. God het hulle wonderlik gemaak, en terwyl hulle dan ook 'n heerlike plek het waar hulle ook woon, is daar ook 'n heerlike plek vir u en vir my, as kind van die Here wat weergebore is, 'n ewige lewe, om ewig saam met God en sy seun Jesus Christus dan ook te wees. Johannes 5 vers 29, en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling. Hierdie dui baie duidelik op hulle dan wat waarlik weergebore is, wat die opstanding van die lewe ook sal smaak, maar hulle wat ongered is. As hy hier praat van die kwaad gedoen het, is nie omdat ek kwaad gedoen het, omdat ek in sonde ontvang en gebore is, en dit is juis waarop hierdie kwaad dui, tot die opstanding van die veroordeling. So, daardie veroordeling, weet ons baie duidelik, dit spreek van die hel, wat die Here dan ook bereid vir die duiwel en sy engele, maar ook vir hulle wat die evangelie ongehoorsaam is. En daarom praat Romeine 2 vers 6 tot 8 juis oor hierdie saak. Wat elkeen sal vergeld na sy werke, aan die wat deur volharding in goeie werke, heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, die ewige lewe. Dui op die kind van die Here, die geredde persoon. En wanneer word ons met hierdie onverganklikheid dan beklee? Dit word by ons redding dan ook aan ons geskenk. Maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is, grimmigheid en toorn. Baie duidelik wat hy hier kom sê, hulle wat die waarheid ongehoorsaam, wat is die waarheid? Die wonderlike boodskap van die evangelie, dat Jesus Christus in hierdie wêreld gekom het, om te soek en te red die wat verlore is, en hulle neem die Here Jesus Christus aan nie, aan hulle wat daardie waarheid ongehoorsaam, en gehoorsaam is aan die ongeregtigheid, wag die grimmigheid en toorn van God op hulle lewens. En as hy hiervan praat, weer eens dui dit op die hel. 2 Korintiërs 2 vers 16, vir die laaste reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste reuk van die lewe tot die lewe, en wees tot hierdie dinge bekwaam. Alleenlik hulle wat waarlik weergebore is, wat hierdie van die een lewe na die ander lewe sal gaan, en hulle wat ongered is, praat hy van die dood tot die dood. Hierdie eerste dood, 'n fisiese dood, maar die tweede dood waarna verwys word, soos Openbaring 20 vers 11 tot en met vers 15, wat praat van die tweede dood, naamlik die hel, hulle wat in die poel van vuur gewerp word. Daarom moet ons seker maak dat ons saak en ons verhouding met die Here reg is, dat ons kind van die Here is, sodat ons dan ook hierdie lewe tot die lewe ook mag ontvang. 1 Petrus 2 vers 7 en 8, vir julle dan wat glo, is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen des aanstoot, en 'n rots van struikeling, vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Praat nie dat mense uitverkies is hier tot die hemel en tot die hel nie, maar hulle wat nie die Here Jesus Christus as verlosser en saligmaker aangeneem het nie, wat bestem is tot daardie veroordeling, waarvan ons reeds dan ook gehoor het. Maar vir hulle wat die woord glo en gehoorsaam is, geld die woord, dat die Here Jesus Christus hulle verlosser en saligmaker is. Handelinge 24 vers 15, en 'n hoop op God het, 'n hoop wat hulle self ook verwag, dat daar 'n opstanding sal wees van die dode, regverdiges sowel as onregverdiges. Liewe toehoorder, omdat die Here Jesus Christus opgestaan het,
is daar 'n wonderlike hoop vir die kind van die Here, dat die Here Jesus Christus terug gaan kom en ons ook uit die dood uit sal opwek. Maar vir die onregverdiges wag daar 'n veroordeling. Aan watter kant staan u? Moet maar eerlik wees teenoor die Here. Of u gered is of ongered is. Gered, dan het ons daardie wonderlike ewige lewe wat ons van hom kan ontvang. Maar vir hulle wat ongered is, 'n veroordeling en 'n helse vuur wat wag. Mag die Here genade skenk dat ons ook selfs sal ondersoek in die lig van die skrif. Kom ons bid saam. Dankie Here vir u wonderlike woord. Dankie dat u baie duidelike leiding vir ons gee en mag ons die woord gehoorsaam. Amen.